As jy 100% seker is van enkelvoudige rente en dat jy elke liewe veranderlike kan uitwerk in 'n enkelvoudige rente som, dan kyk ons bietjie na saamgestelde rente. So saamgestelde rente is baie soortgelyk aan enkelvoudige rente, met net een klein verskilletjie. Die basiese teorie is so dat hulle werk nie nou meer net jou rente wat jy gaan kry op jou bedrag uit in die begin van die belegging. Nee, hulle sê nie vir jou ons gaan vir jou uitwerk 'n vaste bedrag aan die begin van jou belegging en elke jaar kry jy dit nie. Maar hulle sê elke jaar herëvalueer ons die bedrag in jou bank is en ons gee vir rente op die nuwe bedrag. So jy kry rente op rente op rente. Nee, jy kry elke jaar meer rente omdat jy meer geld in die bank het. So dis eintlik die tipe belegging wat jy wil maak, dis wat banke meestal gebruik. Wanneer ons kyk na wanneer banke kyk na hoe hulle vir jou rente gaan gee. Maar die formule lyk as volg. Ek het nog steeds dieselfde veranderlik as wat ek gehad het in my enkelvoudige rente. Al verskil is, hierso het gestaan in enkelvoudig I maal N. Waar het saamgestel sê ons A is gelyk aan P, hakie 1 plus I, hakie 2 tot die mag N. Dis die enigste verskil. Okay, want daai tot die mag N gaan maak dat ek rente op rente kan uitwerk. So die veranderlik is nog steeds dieselfde simbole. Ek het my eindbedrag, my beginbedrag, my rentekoers en my tydperk. Kom ons kyk nou hoe ons hierdie gaan gebruik om somme uit te werk soos die somme wat hierso op die bord staan. Die eerste som sê vir ons, Koos het R15.000 in die bank, 5 jaar nadat hy sy geld belê het teen 'n 12% rentekoers jaarliks saamgestel. So ons weet 'n saamgestelde rente, so ons weet wat se formule om te gebruik. Nou kom ons skryf eers die formule. Okay, hierdie gaan altyd jou eerste stap wees. Skryf jou formule. Daarna kyk ek wat het ek nie en ek vervang dit in. Die eerste ding wat hulle sê is, daar's 'n bedrag, is dit A of is dit P? Is dit die eindbedrag of is dit die bedrag waarmee jy na die bank gegaan het? Kom ons lees dit die vraag. Hy het daai R15.000 5 jaar nadat hy die aanvanklike bedrag belê het. So die 15.000 is wat aan die einde het. Dit gaan A wees. Ek weet nie hoeveel het hy 5 jaar terug gaan belê nie. Nee, so ek het nie vir P nie. 1 is maar 1. I is my rentekoers. Nou, ons het geleer met enkelvoudige rente. Ek val 'n persentasie en ek deel dit deur 100 sodat ek 'n desimale breek kan kry. 0,12. En my tydperk maak ek dan nou vervang ek in as die mag. Nou wil ek alles wat nie my onbekende is nie wegkry in my regterkant. So in hierdie geval gaan ek dit wegdeel. Baie eenvoudig. Hier staan P maal iets, so ek gaan dit wegdeel aan albei kante. Om te kry P is gelyk aan 15.000 gedeel deur daai hele getal. So 15.000 gedeel deur 1,12 tot die mag 5. So hierdie bedrag sleutel net in jou kalkulator in en jy kry 'n waarde van P is gelyk aan R8.511.40. Afgerond tot 2 desimale plekke want ons werk met geld en jy sien nou dis heelwat minder as wat hy gehad het na 5 jaar. So hy het R8.500 belê en hy het 5 jaar later R15.000 gehad. Dis goeie rente wat hy gekry het. Kom ons kyk na die tweede vraag. Die tweede vraag sê Piet se bankbalans het in 4 jaar gegroei van 12.000 tot 20.000 in 4 jaar. Sy rente is jaarliks saamgestel. So ons moet obviously uitwerk wat is die rentekoers. Ek weet die rente is saamgestel, so ek weet my formule gaan wees die volgende. A is gelyk aan P hakie 1 plus I tot die mag N, want dit is saamgestelde rente. Nou wil ek weet, wat het ek nie. Ek weet, sy eindbedrag, die bedrag waartoe dit gegroei het, is 20.000. Maar ek begin met net 12.000. Nee, en ek het nie my rentekoers nie, maar ek weet dit het als gebeur binne 4 jaar. Okay? So nou kom ons kyk, hoe kan ek vir U alleen kry? My eerste stap hier gaan wees om die hakie met die mag alleen te kry. So ek wil hierdie 12.000 wegdeel. As ek sê 20.000 gedeel deur 12.000, kry ek 'n breek wat so iets gaan lyk. Nee, 20 op 12, jy kan dit nou nog kleiner maak, maar ek gaan dit eers so los. En wat oorbly hierso is my hakie
plus I tot die mag 4. Skryf dit net so oor. Maak daai 'n stap, skryf daai stap. Anders raak jy te mekaar hier en maak jy onnodige foute. Nou vir my volgende stap. Om 'n tot die mag 4 weg te kry, moet ek die teenoorgestelde doen van tot die mag 4. En dit is om daai hele ding in 'n 4de magswortel te sit. Want wortels en magte kanselleer mekaar uit. So ek gaan sê die 4de magswortel van hierdie hele ding en die 4de magswortel van hierdie breek. En dan gaan ek sien, okay, daai wortel en 'n mag kanselleer mekaar uit. Ek kry 1 plus I daarso en hierso kan ek hierdie somme in 'n wortel los vir nou. Want my kalkulator gaan die harde werk daar doen. Om nou vir I alleen te kry, moet ek daai enetjie, daar staan 1 plus I, so ek wil die teenoorgestelde doen, ek gaan vir 1 weg minus. En ek gaan sê, I is dan hierdie wortel minus 1. Jy kan dit in die kalkulator insleutel, en jy gaan kry vir I is gelyk aan 0,13621. Okay, maar jy weet, dit klink nie soos 'n rentekoers, dit klink nie soos 'n persentasie wat jy gaan kry by 'n bank vir rente nie. So ek weet om nou dis nou 'n desimale breek, om met 'n persentasie te maak, gaan ek dit maal met 100, om te kry 'n persentasie van 13,62%. En daai klink soos 'n rentekoers. 13,62% is wat die bank vir Piet gegee het vir daai 4 jaar saamgestelde rente.